Goeiemôre, broers en susters, hartlik welkom. Van die kant van die kerkraad enkele afkondigings. Ons maak met leedwese bekend die afsterwe van Suster Rina Strydom. Sy is Vrydag aand in die ouderdom van 90 jaar oorlede. En ons wil vir Letty en Piet en ook die kinders aan die Here se sorg opdra en bid dat die Here hulle ryklik sal troos. Ons het nou nog nie begrafnisreëlings nie. Dan sê ons hartlik geluk aan die volgende seniorlidmate of enkele lidmaat wat hierdie week verjaar. Broeder Isak Gresse verjaar Woensdag. Ons sê vir hom baie hartlik geluk. En dan dink ons aan Suster Magdalene Lourens wat 'n rugoperasie ondergaan het. En ook Suster Treida Klopper. Ek weet nie of sy al ontslaan uit die hospitaal is. Ja, sy nog in die hospitaal. Dankie, ons dink ook aan Suster Treida, maar ons vertrou dat sy gou beter sal wees. Terwyl ons so sit, broers en susters, kom ons sing die eerste 3 verse van lied 169. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, en getrou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader, en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, uit al 4 die verse van lied 184.
saam met die kerk van al die eeue en reg oor die wêreld bely ons geloof, die geloof waarin ons nie twyfel nie. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, maar wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Na die wet van die Here, broers en susters, antwoord ons uit Psalm 130, die 2de en die 4de vers. En kom ons luister na die Here se wet, met die gesindheid dat ons lewens daarvolgens wil inrig, omdat ons dankbaar is dat ons in ons Here Jesus Christus vergifnis van ons sondes ontvang het. En ek hou vir ons die wet voor, soos ons dit in een van sy Nuwe Testamentiese vorm in Efesiërs 4, daarvan af vers 17. In die naam van die Here doen ek 'n ernstige beroep op julle. Moenie langer soos heidene lewe nie. Hulle gedagtes lei tot niks, hulle verstand is verduister, en hulle het geen deel aan die lewe wat God skenk nie, omdat hulle hardnekkig in hulle onkunde volhard. Hulle het heeltemal afgestomp geraak, en hulle met 'n onversadigbare drang aan losbandigheid oorgegee, om al wat vuil is te doen. Maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Julle het tog van hom gehoor, en omdat julle sy volgelinge is julle onderrig volgens die waarheid wat in Jesus is. Hou dan op om te lewe, soos julle vroeër geleef het. Breek met die ou sondige mens in julle, wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word, lewe as nuwe mense, wat as die beeld van God geskep is, lewe volkome volgens die wil van God, en wees heilig. Nou dat julle die valsheid afgelei het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vatkans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goeie kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël, met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitter of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. Omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad, en om ons ontwil, sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Soos dit gelowiges betaam, moet daar van ontug, onsedelikheid in enige vorm, of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Nee, dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.
bid saam. Ons Vader in die hemel, ons roep U aan as die almagtige God, die skepper van hemel en aarde, ook die onderhouer van alles wat bestaan. Ja, U is die bewaker en beskermer van ons lewe. En hoe goed is dit, dat ons vanmôre weer in die teenwoordigheid mag intree, waar U vir ons die versekering gee, dat U hier in ons midde teenwoordig is. En as ons hier in die teenwoordigheid intree, dan doen ons dit met die besef en met die belydenis, dat ons maar klein en nietig en swak is. Ja, ons mense is verganklik. Ons lewe van 70 en 80 jaar is vir U soos 'n gedagte, soos gister as dit verby is. En juist daarom, o Vader, gee dit vir ons soveel vreugde en soveel blydskap. Om te weet, U het ons nie in die verganklikheid oorgegee nie. Maar U maak ons deel van U ewigheid. Alleen maar deur die geloof. Ja, deur die geloof kan ons weet, ons behoort aan U, of ons leef en of ons sterf, ons is die eiendom. Want U het ons duur gekoop. Nie met goud of silwer nie, maar met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. En as ons U ons Vader noem, dan beroep ons op ons Here Jesus, wat ons met U versoen het, wat ons hierdie wonderlike voorreg gegee het, om U ons Vader te noem. Ons dank U vir ons Here Jesus Christus, en ons dank U dat ons vanmôre hier in teenwoordigheid mag wees. En ons dank U, o Vader, dat U ons elke dag versorg met alles wat ons nodig het. En ons dank U vir U woord, wat ons telkens mag oordink, ook vanmôre weer. En ons bid U, o Vader, dat U ons sal seën, hier waar ons saam is, as ons die woord aanhoor. Ja, wil U ons elkeen deur die Gees verlig, alles wat ons kan, ons aandag aftrek, wil U dit uit ons hart verwyder, sodat ons gerig kan wees op U en U woord. Vader, en ons bid dat U ons elkeen in hierdie gemeente ook sal seën. Ons dink aan hulle wat 'n geliefde aan die dood afgegee het. Vader, wil U ryke vertroosting gee. Ja, juis met daardie troos en daardie waarheid, dat ons Here Jesus die dood oorwin het, en dat die sterwe vir ons 'n wins is. Dink aan hulle wat in die hospitaal is, hulle wat siek is by die huis, ook verskeie van ons gemeentelede wat in hierdie dae op die pad is. Vader, wil U elkeen in die genade versorg en bewaar. Dit alles bid ons, o Vader, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.
Broers en susters, kom ons sing Psalm 119 vers 39 en 40. Ons lees saam uit die woord van die Here, uit die eerste hoofstuk van die boek Prediker. Ek neem die hele hoofstuk as teks. En ons lees vanaf vers 1, Prediker 1, daar vanaf vers 1. Woorde van die Prediker, seun van Dawid en koning in Jerusalem. Alles kom tot niks, sê die Prediker, tot niks. Wat kry die mens vir sy geswoeg in hierdie wêreld? Geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Die son kom op, die son gaan onder, dan haas hy hom weer na waar hy opkom. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daarheen en dan draai hy maar weer. Al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die riviere hou aan om te loop na die plek toe waar hulle altyd geloop het. Woorde vervaag mettertyd, en 'n mens kry nie klaar met praat nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die oor hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Wat was, sal weer wees. Wat gebeur het, sal weer gebeur. Daar is niks niets in hierdie wêreld nie. Kan jy van iets sê, dit is niet? Nee, dit was lankal daar. Lang voor ons tyd, wat verby is, word vergeet. En ook wat later kom, sal vergeet word deur die wat daarna kom. Ek, die Prediker, was koning oor Israel in Jerusalem. Ek het my daarop toegelê om alles wat in hierdie wêreld gebeur te ondersoek en behoorlik te deurdink. Ek het bevind, God het 'n harde taak aan die mens gegee om hom mee besig te hou. Ek het alles wat in hierdie wêreld gebeur bekyk. Alles kom tot niks, dit is 'n gejaag na wind. Wat krom is, kan nie reguit word nie. Wat nie daar is nie, kan nie getel word nie. Ek het by myself gedink, ek het meer wysheid as almal wat voor my in Jerusalem geregeer het. Ek het baie ervaring en insig. Ek het my daarop toegelê om te verstaan wat wysheid en kennis is, en wat dit is om 'n gebrek aan wysheid en kennis te hê. Ek het vasgestel, ook dit is 'n gejaag na wind. Baie wysheid stel hoë eise. Wie kennis versamel, versamel smart.
Broers en susters en kinders, partykeer voel 'n mens of die lewe so onvoltooid is. Partykeer voel ons, daar stukke van my lewe, van die ligkaart van my lewe, wat iewers weggeraak het. Ons wil almal sinvol leef, ons wil almal 'n vol lewe hê. En op partykeer dink 'n mens maar, is my lewe werklik sinvol? Is daar nie iewers 'n kortsluiting nie? En die prediker, hy beskryf alles so blaatant reguit. Dit voel partykeer vir ons asof die lewe 'n sieldodende malle is. Waarvoor leef ek nou eintlik? Waarom doen ek wat ek doen? Ons almal kom een of ander tyd in ons lewe by hierdie worsteling. Want die Here het ons geskep met 'n ingeboude behoefte om te weet dat die lewe die moeite werd is. Maar party dae voel ons, daar's iewers 'n kortsluiting. En die skrywer van die Predikerboek, dit was waarskynlik Salomo, hy beleef ook hierdie kortsluiting baie persoonlik. En dit is interessant dat dit juis Salomo was. Salomo, wat alles besit het wat 'n mens hart kan begeer. 'n Mens sou dink, hy het die volheid van die lewe ervaar. Alles wat 'n mens dink wat sin aan die lewe kan gee, dit het Salomo gehad. Hy het rykdom gehad, hy het mag gehad, hy was koning. Die Bybel praat van dat hy baie vroue gehad het. Ek weet nie of dit altyd so voordelig kan wees nie. Maar hy was 'n belangrike man. En die Bybel praat van, hy het buitengewone wysheid gehad. Hy was die toonbeeld van 'n gemaakte man. En tog bly hy soekend. Alles wat hy besit het, kon die leegheid wat daar in sy hart bestaan, nie volmaak nie. Ten spyte van dit alles, ervaar hy die lewe as 'n gejaag na wind. En nou sê hy, uit alles wat in hierdie wêreld gebeur het, hy deurdink, hy het dit ondersoek. En toe kom hy agter maar die lewe is 'n kringloop, wat partykeer vir 'n mens voel, dit lei nêrens heen nie. Hy praat van geslagte kom en geslagte gaan, maar die wêreld bly altyd dieselfde. Een familie staan by 'n geliefde se sterfbed, 'n ander familie juig oor die geboorte van 'n baba. Die lewe, sê hy, is 'n kringloop, waar dieselfde dinge telkens weer gebeur. Hy sê die son kom op en die son gaan onder. Die wind waai suid, draai noord, waai hierheen en daar en dan draai maar weer. Dieselfde dinge kom telkens weer terug. En dan sê hy, al die riviere loop in die see in, maar die see word nooit vol nie. Die oog kyk, maar kry nie klaar met kyk nie. Die ore hoor, maar kry nie klaar met hoor nie. Dit wat verby is, word gou vergeet. Niks gebeur wat nie voorheen al gebeur het nie. Dit wat daar was, gebeur weer. En dit maak 'n mens rusteloos. As 'n mens dink, maar ek gaan ook eendag te sterwe kom. Ek gaan ook in die niet verdwyn. Hoe lank na my dood sal mense nog van my praat? En dan vra Salomo, wat kry die mens vir sy geswoeg in hierdie wêreld? Waarop sal alles uitloop? En
dan die antwoord wat Salomo gee is, alles kom tot niks. Dis 'n gejaag na wind. Hierdie woordjie niks beteken iets soos 'n ligspieeling of 'n wasem. En is dit nie partykeer hoe ons voel as ons na die lewe kyk nie. En dan word ons party daar moedeloos. En dan dink mense maar, om daarvoor te kompenseer, raak mense op hulle self ingestel. Hulle begin lewe net vir hulle self. En dan begin mense lewe soos Paulus praat van in 1 Korintiërs 15, sulke mense die gesindheid van, laat ons eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons dalk. Hoekom sal ek my bekommer? Ons moet die lewe geniet solank ons kan. Die mense leef met daardie gedagte van, ek kan vandag nog gesond wees en môre is ek nie meer daar nie. Of ek kan vandag gelukkig, stralend gelukkig wees en môre of oormôre is my geliefde nie meer daar nie. Dan voel dit vir 'n mens die lewe eindig in 'n doodloopstraat. En nou is dit interessant, broers en susters, dat die Israeliete het juis die boek Prediker gelees as hulle die Loofhuttefees gevier het. En dan het hulle die boek Prediker met vreugde en met blydskap gelees. U sal onthou die Loofhuttefees het die Israeliete gevier. Hulle het gedenk dat die Here hulle voorvaders vir 40 jaar in die woestyn bewaar het en versorg het en hulle uiteindelik in Kanaan gebring het. En nou is die vraag, hoekom het hulle hierdie boek Prediker op die Loofhuttefees gelees met vreugde? En daar is net een antwoord. Hulle het in die gang, die alledaagse gang van die lewe, het hulle die Here beleef as teenwoordig. Die hele Ou Testament is daarvan vir ons 'n getuienis. Die Here was konkreet teenwoordig. En hulle die belofte van die Here gehad dat 'n Messias gebore gaan word. Hulle het gelewe met hierdie belofte van 'n verlosser wat gaan kom. En dit maak die groot verskil. Dit het gemaak dat hulle destyds sin kon vind in die sinloosheid van hulle bestaan. Ons weet almal, broers en susters, 'n mens kan 'n roosknop in jou hand hou en dan kan jy twee dinge sê. Jy kan die roosknop bekyk en sê, vanaand het jy verlet. Of jy kan sê, kyk hoe pragtig is hierdie roosknop. As hy oopgaan is dit 'n pragtige blom. Ek kan of die pragt raak sien, of die verganklikheid. Ek kan daardie roosknop by my laat verbygaan, of ek kan my verwonder oor God se skepping. En nou moet ons onthou, alles in die Bybel staan binne 'n konteks. 'n Mens moenie die boek Prediker lees asof dit die enigste boek in die Bybel is nie. 'n Mens moet die boek Prediker lees met die lig wat die res van die Bybel daarop laat skyn. En as 'n mens die Bybel so lees, dan hoor 'n mens iets baie belangrik in Prediker 1. 'n Mens hoor hoe roep Prediker 1 na die koms van Jesus Christus. Want die Here Jesus het gekom om agter al ons vraagtekens uitroeptekens te kom plaas. En elke mens wat voel dat sy lewe nie sinvol is nie,
moet sy oë rig op ons Here Jesus Christus. Want ons moet onthou, ons menslike wysheid en ons menslike insig is deur die sonde vermink. Ons menslike insig is nie altyd so wys nie. Dit sê Salomo, met ons menslike insig en wysheid kan ons nie altyd die lewe verstaan nie. Ons maak verkeerde afleidings. Ons insigte is beperk omdat ons sondige mense is. En dit is wat Prediker 1 vir ons sê, ons het meer nodig as menslike wysheid. Party mense besef dit, maar dan gaan soek hulle wysheid op verkeerde plek. Dit moet maak dat ons na ons Here Jesus Christus hinker. Die Here Jesus sê in Matteus 12, die koningin van die suide, koningin van Skeba, het van die eindes van die aarde gekom om die wysheid van Salomo te hoor. En dan sê die Here Jesus, en meer as Salomo is hier. Dan praat hy van homself. Hy is die wysheid van God. Ons het dit verlede week gehoor. Die Here Jesus is God se wysheid wat hy vir ons gestuur het. En in Kolossense skryf Paulus, in Jesus is al die verborgde skatte van wysheid en kennis te vind. En hoe kom die Here Jesus met sy wysheid na ons toe? Wanneer die woord en die prediking van die woord na ons toe kom. Dis wat Paulus sê. Hy sê ons verkondig Christus, wat die wysheid van God is. En let op, hy gebruik die woord verkondiging. Ons moet die woord ondersoek. Ons moet die woord hoor. En ons moet daarna luister. Hoe moeiliker dit met 'n mens gaan, hoe meer moet 'n mens met die Bybel besig bly. Hoe swaarder 'n mens kry, hoe meer moet 'n mens die woord hoor. En hoe meer vrae 'n mens het, hoe meer houe die lewe jou toedien. Hoe meer sinneloos alles voel, hoe meer moet 'n mens hoor as die woord gepreek word. Want daar, sê Paulus, daar waar Christus verkondig word, daar gebeur iets. Die Heilige Gees werk in 'n mens se hart, om aan die Here Jesus Christus vas te gryp, as jou verlosser en jou saligmaker. En hy, sê Paulus, is die wysheid van God, wat alle menslike wysheid ver te bowe gaan. En dis hy wat jy sy lewe vir ons kom gee het. Hy gee hoop, hy gee uitkoms, en hy kom staan binne in die lewe van elke dag, wat partykeer vir ons siel dodend voel. En die Here Jesus gee vir ons 'n sinvolle lewe. Hy maak ons deel van die ewigheid. As ons dan voel, partykeer alles is te vergeefs, dis 'n gejaag na wind. As ek myself wil oorgee aan die sinloosheid van hierdie lewe, dan moet ek my toevlug neem tot ons Here Jesus Christus. God het hom gestuur, dat ons ook kan weet, soos Israel destyds geweet het. Mens lees die boek Prediker tydens die Loofhuttefees. Dan gedenk ons dat die Here, die reddende Here, elke dag in ons lewe teenwoordig is. Ek vergaan nie onder die sleurgang van die lewe nie. Ek kan elke dag my verwonder daaroor dat die Here teenwoordig is in my lewe. Dat hy elke dag met my op pad is. En dat hy my lewe beskik, altyd ten goeie.
Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, wat 'n heerlike troos wat U vir ons gee, dat U elke dag in ons lewe teenwoordig is. Ja, U lei ons deur die Gees. En U gee vir ons kennis en wysheid, sodat ons kan onderskei tussen reg en verkeerd. En dit bid ons van U, dat U ons meer en meer deur die Gees en deur die Woord sal lei, dat ons steeds in die wêreld ligdraers sal bly vir U koninkryk, dat ons sout vir die aarde sal bly, dat ons daar waar ons mag besig wees elke dag, ja, gee dit ons vir mense sal hoop gee, dat hierdie verwagting wat ons het, dat ons U eendag sal sien, dat ons daardie verwagting ook aan ander sal oordra. Want dit is die grootste skat wat ons het, wat U vir ons uit genade gee. Daarvoor dank ons U. Seën ons ook as ons hier uit mekaar uitgaan. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nog geleentheid, broers en susters, om die liefdegawe te gee en daarna sing ons Psalm 145, vers 1 en 2 en 11 en 12. Ons sing Psalm 145, vers 1 en 2 en 11 en 12. Oh
ontvang die seën van die Here en gaan dan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met u elkeen wees en bly. Amen.